Goeiedag hierso van Huis van Heerlikheid en dit is lekker om saam met u te kan wees op hierdie podcast. Ek het dus wel 'n paar net 'n interessante ding en ons is besig met 'n reeks van genesing. En ek wil vanaf jou sê, as jy verlang na genesing, is jy op die regte plek om in te hoor en te luister vir jou genesing en vir jou wonderwerk. En ek glo dat elke ou in hierdie tyd na my luister, is op een of ander plek waar hy God vertrou vir 'n wonderwerk en God vertrou vir 'n bonatuurlike uitkomste. En ek wil vanaf sê dat dit is al reeds tot jou beskikking. Dit is nie iets wat nog moet gebeur nie, dit het al gebeur. En nou het ek jou aandag. Pastoor, maar wat bedoel jy nou daarby? Ek het dit al reeds, ek het al steeds siek. En die hele gedagte gaan oor dat die woord van God vir ons so duidelik vir ons sê in 1 Petrus 2:24 en ek is besig met 'n reeks rondom hierdie gedagte dat dit regtig waar in jou gees sal val en dat jy 'n openbaring kan hê oor die woord. En wonder hoekom gebeur soms die dinge nie vir ons nie, want ons het nie 'n openbaring van die woord regtig nie. En ons gaan op wat ons geleer het uit tradisie. En ons gaan ook daarop uit van wat mense sê en ons doen dit en niks verkeerd nie, maar uit onkunde. Maar ek wil vandag jou bemoedig wat die Here vir Jesus sê in 1 Petrus 2:24. Hy sê wat selfs ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregverdigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Nou Petrus is aan die woord hier, sodat Christus het eenmaal die sonde vir ons afgesterwe. Eenmaal vir ons op die kruis gehang. En ons het geglo in die voortreffelike werk wat Christus Jesus kom doen het. En ons het geglo toen die dag toe ons bely het van ons sonde en ons geregtigheid, het daar iets gebeur binne in ons dat ons het wedergeboorte ervaar. Maar dit stop nie daar nie, dit gaan ook daaroor dat nie net die bloed van Jesus nie, maar ook sy liggaam, deur sy wonde is ek en jy genees. Met ander woorde, 2000 jaar terug is ek en jy alreeds genees. Nou, as ek vir jou vandag vir jou sê, en jy kan vandag nou, ek wil my nou sê, pastoor, jy is nou van die, van waar af kom jy, as ek vir jou sê vandag dat Jesus genees nie meer nie. Wow. Jesus genees nie meer nie. En maar pastoor, hoe kan jy dit nou sê, waar kom jy aan hierdie hele gedagte, waar is Jesus nou? Hy is aan die regterhand van sy Vader. En aan wie het hy gesag gegee? Hy het aan ons die gesag gegee. Volgens Matteus 10 vers 1, jy kan gaan lees, waar hy gesê, gaan julle maak die siekes gesond, gaan dryf julle die duiwels uit, die lammes en die dooies, hy sê, julle gaan doen dit. En ons selfs, ons sien wat Petrus en Johannes gekom het, daar by die tempel, by die verlamde man wat 38 jaar verlam is, het hy gesê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, staan op in die naam van Jesus. En op daai naam Jesus. Hy het nie gesê dat Jesus staan nou op, want Jesus maak jou gesond nie. En ek dink dis vir baie ouens die prentjie mis, want as ons begin sê dat Jesus genees nie meer nie, maar dat Jesus in sy naam en in sy autoriteit wat hy aan ons gegee het. En daarom sukkel baie ouens, want ons het nie revelation oor wie ek is in Christus nie. Ek verstaan nie my autoriteit en daarom is ons baie meer emosioneel, kom ons sê sielsgebonde as geesgebonde, want ons leef van buite na binne. En ons bid uit ons hier, nie vanuit ons gees uit nie, want ons verstaan nie ons autoriteit nie, ons verstaan nie ons gesag nie. En dis hier waar jy miskien wil Bybel skrul en jy jou praat van nonsens. Jesus self, kom aan, ek wil jou vat na 'n skrif toe waar Jesus sê self aan die mense dat is die Vader
wat genees. Hy sê in Johannes 14 vers 9 tot 10, Jesus sê vir hom, ek is so lank by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En toe sê hy, toon ons die Vader, glo jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my is nie, en die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, doen die werke. Kom aan, Jesus het nooit een persoon siek gemaak nie, maar hy het die Vader kom vertoon, en wat hy gesien het en geleer het by die Vader, het hy gedoen, sodat Vader verheerlik kan word. Maar nou met die weggaan, en met die opgaan, het Jesus aan die disippels hierdie Great Commission, ons almal ken hierdie Great Commission, gaan dan heen en maak disippels in alle nasies, lê hande op die siekes, dryf die duiwels uit, en rig die dooies op, maar hoeveel van ons doen dit? Hoekom doen ons dit nie? Want ons het nie 'n revelation van die een wat in ons is nie, naamlik die Heilige Gees, wat sê die volheid van die Godheid is in jou. En jou geesmens, dink nie daaraan, dat jou geesmens is perfek. Daar's geen defek in jou geesmens nie. As jy 'n oorpyn het, jou geesmens nie 'n oorpyn nie. Want uit jou geesmens is daar geen fout nie, maar in ons liggaam, maar dat ek kan vanuit my geesmens, saam met die Heilige Gees, wat alreeds die gawes, wat die krag van God wil demonstreer in ons lewe, dat ek spreek die woord. Die Here Jesus, die Here Jesus sê, hy sê, as jy vir hierdie berg sê, hy sê nie bid tot die Vader nie, hy het nie gesê, bid tot my nie, hy sê, as jy vir hierdie berg sê, sonder om te twyfel, en jy glo, wat jy spreek, selfs jy bedien vanuit jou geesmens, vanuit die salwing, uit die krag. Jesus het niks uit homself, hy het vanuit sy Vader, onthou, van sy Vader, dat hy gehoor en gesien het, het hy kom doen, 'n Vader verheerlik, maar die Heilige Gees het saamgewerk. Hy saamgewerk. En ek wil vandag vir jou sê, die skrif sê, nadat Jesus gaan het en het al hierdie tekens gedoen, en die Here het saamgewerk. Met ander woorde, die Gees van God werk saam met die, wat die identiteit, hulle autoriteit verstaan in Christus Jesus. Wat is jou berg vandag? Wat is dit wat jy moet aanspreek? Wat is siekte, wat 'n krankheid is daar wat jy moet aanspreek in die geloof? Met ander woorde, ek glo Jesus doen nog steeds die abnormale, die bonatuurlike op grond van die geloof wat ek in hom het. Maar kom hier Jesus met die autoriteit, want ek doen dit nie met myself uit nie, ek doen dit met die autoriteit van Christus Jesus, wat in my gegee het, in daai naam sal julle duiwels, in daai naam, is nie Jesus nie, is in daai naam, is in daai naam wat dit gebeur, want jy verstaan jou autoriteit, jy verstaan jou gesag. Die rede hoekom baie ouens nie gesond raak nie, is dat hulle twyfel, want hulle is nog steeds besig om te wag dat Jesus dit moet doen, terwyl Jesus sê, ek het klaar alles vir jou gegee. 2000 jaar terug is jy al reeds genees. En ek dink dit is baie moeilik om hierdie oor jou brein te kry, dat Jesus het vir alle kwale wat onder hierdie son is, op hom geneem. Al die sonde onder hierdie son, onder hierdie aarde, het hy op hom geneem. Vir elke persoon het hy vir ons, hy het nie nodig om weer van die hemel af te kom om dit te doen nie. Hy het dit al reeds gedoen. Daarom sê ek en jy is meer as oorwinnaar. En hy sê ook, en julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Hy het aan ons die mag gegee, hy het aan ons die autoriteit gegee in daai naam. Daai man van 38 jaar het verlam gelê by 'n tempel. Nie een van ons kon hom gesond gemaak het nie. Niemand nie. Want hulle het nie die revelation gehad het nie.
Hulle het Yeshua gaan bid, hulle het al die rituele gedoen wat daar was om te doen, maar hulle kon hom nie gesond gemaak het nie. Hier kom eenvoudige ouens, apostel van Jesus Christus, wat sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek aan jou, in die naam van Jesus. Staan op en loop. En die Bybel sê, hulle gryp hom by die arm, en hulle lig hom. En toe hy geloof in Christus het, toe spring hy rond van blydskap, dat hier het 'n wonderwerk gebeur. En ek wil vandag sê, talle mense sit vandag in die kerk, en hulle word nie genees nie, want hulle het nie 'n revelation oor die een in hom nie. Want greater is he that's in me, is he that's in the world. You are the carrier of his glory. Al die gawes wat jy nou verlang is in jou opgesluit. Jy sien dat ek moet 'n revelation hê van die een in my, en ek bedien vanuit my gees, nie vanuit my emosie of vanuit my siel nie. En elke keer wanneer ek uit ongeloof praat en dit ongeloof, die Bybel sê self dat jy van die vrug van jou woorde sal jy eet. Lewe en dood is op die mag van die tong. En ons spreek so maklik oor ons siekte. Ons spreek so maklik oor ons kwale. Ons spreek so maklik oor die negatiewe, terwyl God vir jou gesê het, ek het al reeds vir jou gedoen. Efesiërs 3, 1 vers 3 wat sê, hy sê, ek het jou geseën met alle geestelike seëninge. Al onder die son wat is blessing daar is jy al reeds geseën. You are blessed and highly favored. He's highly favored, en ek dink in hierdie skrif, wat die engel van die Here aan Maria sê, you are highly favored, dat sy die seun van God kon gebaar het, en ek wil vandag vir jou sê, dat you are highly favored, omdat jy die draer is van God se gees. You are highly favored. In jou is dunamis krag, in jou is gesondheid, in jou is die salwing wat vandag 'n verskil kan bring in jou lewe, dat jy geope oë kan hê en 'n verstand vernuwe kan word, dat jy hierdie openbaring kan kry van wie Christus is. En ons loop sonder openbaring, en ons dink dit is nog steeds Jesus wat die werk moet doen. Nee, is in daai naam. Maar op grond van jou geloof, op grond van jou woord, wat jy aanspreek, wat is dit wat jy moet aanspreek vandag? En tydjie het jy nodig om fed up te raak vir hierdie nonsens wat aangaan, wat die vyand net kom beroof en steel van jou, en hy kom vat van jou wat kosbaar is, en ons sit in 'n hoekie, en terwyl God sê, maar het ek nie vir jou alreeds die autoriteit gegee, het ek alreeds vir jou die gesag gegee nie, het ek alreeds vir jou my naam gegee nie, in daai naam sal jy duiwels uitdryf, in daai naam sal jy hande op die siekes lê, en jy het nodig om vandag hande op jouself te lê, en spreek hy kwaal aan, en dan sê, voel dat dit is nog steeds daar so, moenie reageer op die gevoel of die siekte, nee, jy verklaar, by faith I am healed. Ek is genees, want Christus Jesus het dit tot 2000 jaar terug vir my gedoen op die kruis. En ons loop in hierdie ding, Jesus moet genees. Hy het al reeds dit gedoen. Is jou geloof in Christus. Is nie dat ek geloof soek nie, ek geloof, ek het in Christus, my verhouding is in Christus, en ek verklaar die werk wat hy gedoen het. Hy is nie 'n mensekind wat hy sê en dit sal doen nie. Hy sê dit tot dusver niks gevra nie. En jy het al die autoriteit, dat jy dieselfde gesag, wat Christus gehad het om die storm stil te maak, is in jou. Maar om dit werk nie, dan twyfel ons jou aan, tot jy 'n revelation het oor die een in jou. Ons gee te veel eer aan die vyand en sy werke. Ons tyd dat ons meer eer gee aan God vir die autoriteit en die gesag wat hy ons gegee het, dat hy ons vertrou met sy gees, ons vertrou met sy woord, ons vertrou dat dinge, die supernatural, die bonatuurlike gaan gebeur. En ja, wanneer daar nie geloof is, gaan God nie werk nie. God opereer waar geloof is. My geloof is in Christus, en daai naam is geweldige krag, want die duiwel sit daar en bewe oor daardie naam, want hoekom sit daar en bewe wanneer jy die naam van Jesus gebruik nie, is omdat jy het die revelation, die openbaring nie, van die seun van God nie, wat hy vir ons nagelaat het, wat hy vir ons gegee het. Ek gebied vandag, elke oor wat hoor,
sal hoor wat die Gees van God sê. Nie jou redenasie nie, nie jou godsdienst nie, maar wat die Gees van God sê. En jy sal triomfeer. Jy sal, you are above and not underneath. Jy is nie onder, jy is bo, jy is geroepe van God. Jou werk sal altyd voortreffelik wees en alles wat jy sal doen, hou op te twyfel in jouself. Begin te glo oor die een in jou wat sê, ek is tot alles in staat die Christus van die krag gee. Greater is he that's in me as he is in the world. As God van my is, wie kan teen my wees? Besef jy dat jy die volheid van die Godheid in jou het? Besef jy wie jy is in Christus? Maar ons is so vleeslik, karnel. En ons tree nog vleeslik op. En ons is kwaad oor dien, kwaad oor daai. En hey, besef wie jy is in Christus Jesus. Jesus het klaar jou genees. Aanvaar dit. Spreek dit. Verklaar dit. Al is die simptome daar, hou jy aan. En jy fokus op die volbrachte werk wat Christus kom doen het. En dit het nie 2000 jaar gestop nie, dit 2000 jaar begin. Dit begin vir jou en vir my, 2000 jaar terug, is vir my en vir jou om in dit te stap. Is vir jou en vir jou om openbaring te hê wat God al reeds gespreek het. En ons is onkundige met betrekking van al hierdie dinge. Wat sê die woord, en ek sluit af. Hebreërs 1 vers 3, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sonde bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Enigste keer wat ek en jy kan sê dat ek weet waar Christus is aan die regterhand van die Vader is op grond van sy woord, waarvan ek en jy die afskynsel, die afdruksel, die vingerdruk is van Christus Jesus, wat nou Vader moet verheerlik hier op aarde. En Jesus is aan die regterhand van sy Vader, en hy kyk of jy die opdrag wat aan ons gegee het gaan uitvoer, selfde soos wat jy vir jou kind 'n opdrag gee. Jy sit op die bank en TV kyk, of lees jou koerant, whatever die keus mag wees, en jy gee jou kind 'n opdrag, en dan verwag jy op grond van die opdrag wat jy gegee het, dat hy dit sal doen. Maar ons sit so vandag met klomp ongehoorsame kinders, en ons doen dit nie, en dan vra ons, waar is die Here? Waarom moet ons hierdie tekort? Is tyd dat ek en jy met openbaring kry vir die een in ons is. Dat ons sal vloei in die salwing, sal vloei in die gawe van God. En ek wil jy vertrou vandag dat jy sal vloei in God se plan vir jou lewe, en vir dit wat God vir jou instoor het. Moenie twyfel oor jouself nie, moenie twyfel oor die een in jou is nie. Glo die woord. Staan op die woord. En maak die woord vas in jou gees. Maak dit vas. En ek wil vir jou laaste en 'n keer lees hierso dat vir ons net te besef, maar die Here het 'n geweldige groot werk in ons kom doen. En hy wil vir jou vandag, en baie keer sê ons die volgende, Here, skeer die hemele oop en kom na my toe. En Here, skeer die hemele oop. Dit is wat ons doen somtyds. En ons verwag dat God dit moet doen, soos in Jesaja 64 vers 1, ag, as u maar die hemele wou skeer, wou neerdal, dat die berge wankel, en voor u aangesig, luister, God het al reeds gekom. Die hemel is al reeds geskeer toe Jesus gekom het. Hy het nie nodig om weer af te kom nie en namens jou nie. Nee, hy het al reeds vir jou gedoen. Jy het die engele om jou, jy het die gees van God in jou en jy is toe belaai en toe berus met soveel dinge. Stop doubting in yourself. Stop doubting in the works of God.
Asof ons steeds wil hê die Here en Vader sê, maar het jy nie vir hulle opdrag gegee nie? En sê Jesus, ja Vader, ek het hulle opdrag gegee, maar het nog nie revelation. Mag ek en jy openbaring kry? En ek wil vandag kom teen elke kranke gees in die naam van Jesus. Elke toeoor wat jy sukkel met 'n pyn in jou gehoor, dat hy pyn sal gaan, elke doofheid sal oopgaan nou in Jesus naam. Elke nekpyn, jy vaar 'n nekpyn wat in jou kop ingaan, dat dit nou sal skiet, dit sal nou gaan in die naam van Jesus. Ek roep elke wervel in lyn, elke kussentjie in lyn in die naam van Jesus. Ek spreek teen elke gees wat nie van God af is nie, wat jou belaai het met een of ander vorm van 'n houvas op jou lewe, dit gebreek sal word in die naam van Jesus, waar jy sit met 'n of ander binding in jou lewe, dit word nou gebreek in die naam van Jesus, want God het nou die autoriteit gegee om elke mag, elke plan van die vyand te breek in Jesus naam. En wanneer jy dit spreek vandag, glo dit so sal wees. Elke afvaryte sal gaan in die naam van Jesus. Sal gaan in die naam van Jesus. Elke probleem wat jy ondervind in die organe, kom nou in lyn in die naam van Jesus. En ek verklaar genesing oor jou denke, oor jou liggaam en jou lewenswandel in Christus Jesus. In daai naam sal elke sieke gesond word. In Jesus naam. In daai naam sal elke een wat gebonde is, sy bande gebreek word in Jesus naam. Ek bid nou verligting oor van die oë en van die verstand in Jesus naam, dat jy hierdie revelation sal vang. En dat jy vandag af van jouself sal bid en die krag van God sal ervaar van wat God in jou doen, want hy wag vir jou alreeds. En dit is 'n reeks wat ek gaan vanaf begin bedien rondom ons bediening, rondom goddelike genesing, sodat ek en jy nie verwar moet wees word deur die skrif nie, maar weet dat God vir jou alreeds alles gegee het. En jy is geseën. Jy word nie nog geseënd nie, jy is geseën. Glo dit dat jy geseënd is. Met alle geestelike seënings soos in die hemel so op die aarde. Dit wat in die hemel sal jy op die aarde beleef, want jy is 'n gesant, jy is 'n dogter van die Here. Kom aan. Vat die woord, mediteer op die woord, staan op die woord. En ek vir jou stuur met die liefde van Christus Jesus. En mag hierdie week vir jou awesome week wees. En ek vir jou uitnooi na ons dienste toe, as jy nie 'n kerk het nie, 'n plek van aanbidding het nie, maak gerus hierso op Uitenaag in sy straat en selfs in Lamstraat, dat ons dienste het, kom. En ervaar God se heerlikheid, ervaar God se plan vir jou lewe, en kom in geloof, met die wete dat Jesus is hier, wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in julle midde. Kom met 'n verwagting. Hoe groot is jou verwagting? Mag jy 'n awesome dag hê, wie geblessed, jy is geseënd, jy is genees, jy is vry, glo dit van vandag af. Moenie kyk na die simptome nie, kyk na die volbragte werk wat die Here Jesus begin vandag. Vandag maak jy daai besluit. Van vandag af is ek genees. Van vandag af is ek in oorvloed. Van vandag af beleef ek alles wat God vir my in gedagte het, vir jou in stoor het, dat het so sal wees. Ek spreek geopen deure vir jou. Waar deure toe is, spreek ek dat dit sal oopgaan. Waar die vyand vir jare vir deure vir jou toegehou het, word nou oopgegaan, gaan nou oop in Jesus naam as gevolg van die revelation wat jy het in Christus Jesus. Maar be blessed, wees geseën. Ons kyk uit vir u, dan vir 'n volgende podcast hier van Huis van Heerlikheid.